Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ek weet nie of julle van Spoegwol weet nie. Ek en Mia het laas week Sondag lekker Spoegwol gaan kyk en hulle het 'n song met die naam Vergeet. Hy gaan iets soos dit. Kan ons vanaand vergeet dat ons almal doodgaan? Bietjie morbid, maar hulle wil ons spirits lift, nee? Maar en mens kan verstaan hoekom mense die dood wil vergeet. Ons wil nie dink aan die feit dat elkeen van ons wat vanaand hier sit eendag gaan doodgaan nie. Ons wil vele meer ons koffie in die oggend geniet en in die middagete eet en lekker gaan kuier by restaurante sonder om te dink aan die dood. Maar so cool soos wat hierdie woorde is, hierdie liedjie is 'n hit, die woorde is 'n total mis. ons het nodig om te hoor en gekonfronteer te word met die dood. Ons moet. En dit gebeur in ons lewens. Dis net so lank voordat 'n vriend van jou sterwe, of 'n ouma siek word, of jy gaan selfs eendag jou oë toemaak. So, en hierso in Johannes 11, sien ons iets baie interessant. Want dis presies wat Jesus doen. Hy bring vir Martha en Maria en Lazarus om hierdie monster reguit in die oë te staar. En hy doen dit met opset. Hy wil iets vir hulle wys. En te midde van al die trane en die onverskilligheid en hulle wat nie verstaan nie, Lord, if you'd been here, my brother would not have died, sê Jesus vir hulle die volgende woorde. Johannes 11 vers 25 tot 26. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet he shall live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Dis die vraag wat hy gevra het vir Martha. En dis die vraag wat hy vir elke liewe een van ons vanaand vra. Jesus sê, hy is die een wat ons eendag uit die dood uit gaan opwek, maar nie net dit nie, hy kan nou al reeds ons opwek om vir ewig te lewe. Glo jy dit? Dis die vraag wat Jesus vir ons vra. En dis die vraag wat hy ons help beantwoord deur hierdie hele storie, hierdie hele hoofstuk vir ons te gee. En die eerste ding wat ons sien, soos wat ons deur hierdie hoofstuk so vinnig gelees het, is Jesus, eerste punt, Jesus kon Lazarus genees het. Hy kon. Sy sissies het betyds vir hom woord gestuur, dat hy sy hande, hy kon gou oorkom, sy hande oplê, soos enige ander keer. Hy het ewen een keer in Lukas, het hy iemand se seentjie van 'n afstand afgenees. So wat was anders hierdie keer? Hoekom het hy nie hierdie keer net ingespring en gehelp nie? Wat het Jesus gestop om nie Lazarus te genees nie? Hy was 3 dae siek, nog 'n verdere 4 dae in 'n graf opgesluit. Hoekom sou Jesus toegelaat het dat Lazarus doodgaan? Jesus gee vir ons die antwoord aan die heel begin van die hoofstuk. Ek weet nie of julle opgelet het. Johannes 11 vers 4, hoor wat sê hy. But when Jesus heard it, he said, this illness does not lead to death, for it is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it. In hierdie geval, sou dit Jesus meer verheerlik, om nie dadelik te genees nie, maar om het te weerhou. Vir God se doeleindes moes die genesing weerhou geword het, van hierdie dodelike siekte, om iets te kom wakker maak in Martha en Maria en die mense wat daai opstanding gesien het van Lazarus en wat Jesus gesê het, om iets te kom verander in hulle, iets te begin. En of dit nou was om hulle geloof te begin vestig of aan te hou vorm, hier's iets anders wat hier gebeur het. Ek het 'n oom wat kanker, gediagnoseer is met kanker laas jaar. En ek kan nie vir julle sê hoe dit is om te sien hoe iemand so agteruit gaan nie. So maar word nie. Daar's soveel komplikasies wat saam met kom. En my ouma Groetjie het al jare gebid vir hierdie oom se bekering, jare. Sy bid heel waarskynlik vir sy hele gesin ook, maar en ek gaan kuier vir af en toe vir hom hier by Wilgers Hospitaal terwyl hy behandeling kry met die kanker. En ek kan nie vir julle sê, hy het so 2 weke terug, toe kyk hy my in die oë en hy sê vir my, Richard, werk jy nog steeds daar by die kerk? Ek sê, ja, ek doen. Hy sê, dis goed, daai is die belangrikste werk wat enigiemand kan doen, jy beter aanhou met dit.
waar kom dit vandaan? Ek praat met my ouma grootjie nou die dag. Sy sê vir my, sy het nog nooit gesien dat hy en sy hele gesin ewe skielik die Here so aangryp nie. Nie net vir sy genesing nie, maar vir sy redding. Dat hy tot Jesus moet kom. Dat sy saligheid se keer moet wees. So wat ons sien deur hierdie en deur wat gebeur het met Lazarus, is as ons eerlik is, dis maklik om dood en siekte te vergeet totdat ons met dood en siekte getref word. So maklik. Siekte het die vermoë om ongelowiges te dryf op hulle knieë. 'n Afsterwe van 'n geliefde forceer die familie om te dink oor die doel van hierdie lewe en die lewe hierna. En so sien ons die dood word gebruik sodat mense die ewige lewe kan vind. Siekte word gebruik sodat mense die geneesheer kan aangryp. Dis net God wat sulke slegte goed kan gebruik en dit uitdraai vir die goeie, iets wat soveel beter is. En in die lewe van gelowiges is daar baie keer wat presies hierdie selfde waarheid geld. Wanneer een of ander genesing weerhou word of 'n dood van 'n geliefde oor ons pad langs kom. Die Here gebruik dit om in daai situasie ons nader aan hom te trek, meer afhanklik van hom te maak. En net soos wat ons gesien het met my oom en wat ons nou gaan sien hierso met Lazarus. So deur middel van siekte en dood, pyn en lyding, ongerief en ongemak, ontvang Jesus die ideale staanplek om ons te konfronteer met hierdie vraag. Punt 2. Ek is die opstanding en die lewe. Glo jy dit? Ek is die opstanding en die lewe. Glo jy dit? Deur Lazarus se dood kon Martha gekonfronteer word met Jesus se vraag. Deur my oom se kanker, kon sy vriende en hy self met die waarheid van Jesus gekonfronteer word, wat hulle otherwise nie meer sou bother nie. En dit is presies waarmee Jesus my en jou vanaand wil kon konfronteer. Die getuienis van Lazarus se opwekking. En ek wil hê ons moet nou kyk na hierdie vers 25 en 26. Dis die klem en die klimaks van vanaand wat ons van praat oor hierso. En julle moet lekker saam met my kyk op die slides wat nou gaan opkom. Jesus word hierso tweeledig beskryf. Hy word beskryf as die opstanding en die lewe. As ons hom so simpel definieer soos wat ons kan ons net sê Jesus is die outeur van die lewe. Dis wat hierso staan. Hy is lewe. Dit vloei uit hom uit, dit kom van hom af. Die Bybel sê alles is gemaak vir hom en deur hom. Niks sou gewees het as Jesus Christus nie was nie. So lewe, hy is die oorsprong. Hy is lewe van lewe. Maar in die meer komplekse sin kan ons hierdie frase in twee dele opbreek. Jesus is die lewe en Jesus is die opstanding. Jesus is die opstanding en Jesus is die lewe. En ons gaan eerstens kyk na Jesus is die opstanding. Apart van hom sal niemand uit die dood uit opstaan nie. Kyk hoe sê hy dit hierso. Whoever believes in me, though he die, yet he shall live. Elke persoon wat glo en vertrou in Jesus vir redding, sal nooit ooit doodgaan nie. Dit beteken as Jesus eendag weer kom, gaan jy 'n verheerlikte liggaam ontvang, net soos wat hy ontvang het toe hy die dood uit opgestaan het, sonder sonde, pyn, siekte, dood of trane. Ek wonder of ek ook hierdie heupe gaan hê op daai liggaam, ek weet nie, ek hoop nie so nie, maar die Here se wil sal geskied, maar een wat nooit weer kan doodgaan nie. Hoor gou wat sê Paul Washer in sy boekie The Gospel of Jesus Christ. The resurrection is proof of the believer's future resurrection. In John 11 verse 25, Jesus declared, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. This promise would have proven null and void if Christ had remained in the tomb. His authority over death was demonstrated in his own resurrection. It proves that he has the power to raise the life of all who believe in him. In 1 Corinthians 6 verse 14, the Apostle Paul wrote, God raises both up the Lord and will also raise us up by his power. Weet jy, ons was nie oorspronklik gemaak om dood te gaan nie. Adam en Eva, voor hulle gesondig het, sou, as hulle nie van die vrug geëet het nie, vir ewig saam met God in daai paradys, in daai tuin van Eden gewees het. Want toe eet hulle van die vrug. En nou gaan mense dood. Nou gaan so baie mense dood en ons word so gekonfronteer met dit. Dit bring soveel trane, dit bring soveel seer. En as jy dink aan, hier is nou 'n klein illustrasie, maar as 'n kind saam met sy pa in die kar ry, die pa maak die venster oop en 'n by vlieg in. Daai klein kind, as hy 3 jaar oud is en hy sien hierdie by en hy hoor die by bzzz,
Hy is verskriklik bang. Hy begin huil. Hy weet hierdie baie die moontlikheid om hom te steek. Maar wat dink julle sal gebeur as die pa oor hom leun en hy gryp die by met sy hand? Wel, nie net gaan die by gaan hom steek, maar hy gaan ook selfs sommer dalk die by dooddruk. En dan kan hy nou kyk na die kind en hy kan as die kind nou nog verder huil en worry oor hierdie by wat hom gaan steek en hierdie by kan selfs nog lewendig wees en sy vlerke flapper. Die kind hoef nie meer bang te wees nie. Pa kan sê, seun, dis okay. Ek het die angel, die by het net een angel. Hy het uit my gesteek. Dis okay. En is dit nie bemoedigend vir ons as gelowiges nie? Is dit nie bemoedigend dat Jesus deur die opstanding nie net, hy staan nie net self op nie, ons gaan ook eendag opstaan. Dit behoort hierdie skaduwee van dood wat konstant oor ons kon hang het, ons kon so bang gewees het, gevrees het, dat eendag gaan ek ook sterwe. Die dood het sy almal verloor. Hy kan ons nie meer seermaak nie, want Jesus het hierdie dood oorwin, en nie die dood oorwin nie, hy is die opstanding, en hy gaan ons ook eendag opwek. Hoor wat sê Jesaja 25 vers 8. He will swallow up death forever, and the Lord God will wipe away tears from all faces, and the reproach of his people he will take away from all the earth, for the Lord has spoken. Hierdie het God gesê, deur die profeet Jesaja 600 jaar voor Jesus gekom het. As gelowiges kan ons elke dag lewe met die wete dat ons nie 'n dag nader is as aan ons dood nie. Ons is 'n dag nader aan saam met Jesus wees vir ewig, opstaan uit die dood uit met 'n nuwe liggaam. Dit behoort ons te laat jubel en juig en bly wees. Elke keer wat ons saamkom, elke keer wat ons opstaan die oggend, dat ons eendag vir ewig gaan opstaan. It's amazing. Die tweede deel. Jesus is die lewe. Jesus praat nie net van enige lewe hierson nie. Hy praat van ewige lewe. Hoe sê hy dit in vers 26? Hy het gesê, I am the life. En dan sê hy, everyone who lives and believes in me shall never die. As jy nou lewe en glo, begin jou ewige lewe. Jou ewige lewe begin die dag wat jy jou vertroue plaas in Jesus Christus om jou te red van jou sonde deur sy kruisdood deur sy dood aan die kruis op by Golgotha. Dis wanneer jou ewige lewe begin. Ons lees oor die algemeen, as ons kyk na ewige lewe in Johannes, lees ons so verkeerd. Ons dink, okay, eendag gaan ek doodgaan en dan begin my ewige lewe. Dis hoe meeste van ons het lees. Maar as ons kyk in Johannes se evangelie, en hoe hy oor ons kyk, en praat van die ewige lewe, en hoe Jesus gepraat het van die ewige lewe, sien ons 'n ander storie. Hoor wat sê Johannes 5 vers 24. Jesus se woorde. Truly, truly, as Jesus truly, truly gesê het, dan hy bedoel, hierdie wat hy nou sê, is belangrik. Luister. I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. Of Johannes 8 vers 51. Truly, truly, I say to you, if anyone keeps my word, he will never see death. Dit is amazing woord vir ons, vir vanaand. Want kom ek sê vir julle wat die ewige lewe is. Jesus het in 'n gebed van hom gesê, in Johannes 17 vers 3, and this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Dis wat ewige lewe is. Net soos wat Adam en Eva gesondig het, en dit het hulle gebring in die dood in, hulle was nie net gesit op 'n koers waar hulle eendag gaan doodgaan en sterf nou as gevolg van hulle sonde nie. Hulle was gesit op 'n koers waar hulle geskei is van God en nie meer in gemeenskap met hom kan wees nie. So, die ewige lewe is baie meer as om net vir ewig hierso te wees. Dis om saam met God te wees. Dis om die volheid van God te ken, te kan begryp en te kan sien. Dis wat die ewige lewe is. Dis wat dit is vir my en jou vanaand. En as jy jou geloof plaas in Jesus Christus vir redding, begin dit nou, vat jou deur die dood en dit hou vir ewig aan. Dis wat ewige lewe dit is. En weet jy, dis hoekom ons almal vanaand hierso by mekaar kom. Dis hoekom ons mekaar aanspoor om God se woord te lees.
Dis om ons gebedsaande hou en as hoekom ons weet as gelowiges, ons moet meer uitkom by Jesus. Want as ons nie uitkom by hom nie, gaan ons nie meer kan ervaar wat dit is om vir ewig te lewe nie. Ons gaan nie meer 'n dieper kennis in ons harte regtig kan kry van wie hy is nie. Dis hoekom Jesus toelaat dat die pyn en seer soos wat my oom en soos wat Lazarus deurgaan, dis hoekom hy dit toelaat om ons pad langs te kom, want vele meer sal hy toelaat dat jou tydelike liggaam vergaan, sodat jy vir ewig gewen kan word. Vele meer. In Markus 8 sê Jesus se woorde, hy sê, what does it profit a man, he gains the whole world, but he loses his own soul. Wat help dit, jy kry al daai dinge, kom jy hier is, jy probeer van die dood vergeet, en jy jaag geld na, jy jaag hierdie leefstyl na waar jy, ek weet nie, Instagram meer likes, ons almal hou van die aandag, jy jaag al hierdie goed na wat leeg is. Die antwoord lê nie daar nie. Dit lê by Jesus. Dis alwaar ons dit gaan kry. Ewige lewe. Dis waarvoor ons gemaak is. En net so 'n bietjie konteks vir my laaste punt. As ons kyk na Johannes se evangelie, hy het baie daarvan gehou om tekens en dit wat Jesus sê of dit wat Jesus leer bymekaar te sit. Hy het dit geloof. Hy het gesê hy is die brood van die lewe en toe gaan hy voort en hy gee vir 3000 mense of 1000 mense, kan nie meer onthou nie, brood. In Johannes 6. Of in hoofstuk 8 sien ons dat hy sê hy is die lig van die wêreld. Ek is die lig van die wêreld. In die volgende hoofstuk gaan hy en hy maak 'n ou se oë oop. Nou, vanaand wat ons nou kyk, sê hy ek is die opstanding en die lewe. Dit is baie logies. Al wat Jesus nou kan doen is voortgaan en iemand uit die dood uit opwek. Dis al wat hy nou kan doen. En in hierdie geval was Jesus besig om te leer dat hy die opstanding en die lewe is. So kom ons kyk. Hy sê die volgende woorde vir Lazarus. Lazarus, kom uit. Ek wil hê ons moet dit lees. Johannes 11 vers 38 tot 44. Then Jesus, deeply moved again, came to the tomb. It was a cave, and a stone lay against it. Jesus said, "Take away the stone." Martha, the sister of the dead man, said to him, "Lord, by this time there will be an odor, for he has been dead for 4 days." Jesus said to her, "Did I not tell you, if you believed, you would see the glory of God?" En as ons bietjie verder aankyk, in vers 43, die tweede helfte, dan skree hy, soos wat hy by die graf kom, en net die steen opgerol het, "Lazarus, come out." The man who had died came out, his hands and feet bound with linen strips, and his face wrapped with a cloth. Jesus said to them, "Unbind him and let him go." Hierdie storie van Lazarus word 'n verskriklike, ryk en vivid uitbeelding van wat met ons gebeur wanneer ons geloof en vertroue plaas in Jesus Christus. Een van die skrywers in the Reformation Study Bible se kommentarie sê die volgende: "The dead cannot hear, but Jesus wants those present to see that God's voice can raise the dead. This divine call that gives life to the dead vividly illustrates God's call to the spiritually dead that raises them to spiritual life, enabling them both to hear the shepherd's voice and to follow him." Toe ons hierdie hoofstuk deurgelees het, wie het jy gedink is jy in die verhaal? As jy kyk, jy gedink jy was Martha wat hardloop na Jesus toe eerste, toe haar broer dood gegaan het. Het jy gedink jy was Maria wat gehuil het en Jesus het self saam met haar gaan huil? Of een van die Jode wat saam met Maria gehuil het en haar bemoedig het? En daar is gevalle wat jy daai persone is. En daar's baie wat ons kan leer daaruit. Johannes het la van goed wat ons kan leer. Maar daar's 'n groot een wat ons ook eintlik is, van die dag wat ons gebore is, totdat ons doodgaan en Jesus weer kom. Ons is Lazarus. Dis wie ons is in die verhaal. Dood. As Martha ons geestestoestand moes sien, dan sal sy presies dieselfde woorde sê. In die KJV sê dit, "But Lord, he stinketh." Dis wat God sien, dis wat ons die vrot van sonde in ons lewens ingebring het. En dis wat ons so lankal is. Ons kort nie net 'n bietjie van 'n verandering nie.
Jesus moet ons nie net bietjie kom reghelp nie. Ons is so 'n bietjie af van koers af en ons bietjie reghelp nie. Ons het nie 'n bietjie make-up nodig of 'n tune-up nie. Ons kort 'n opstanding, ewige lewe. Dis wat Jesus vir ons wil kom wys en illustreer hierso. En as ons kyk in Efesiërs 2, dan sê Paulus dit vir die Efesiërs so mooi reguit. Hoor wat sê hy? And you were dead in the trespasses and sins, in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. But God, being rich in mercy, because of the great love which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ, for by grace you have been saved. In ons natuurlike toestand, in ons sondigheid, soek ons nie vir God nie. Ons wil nie na hom toe draai nie. Ons soek nie 'n verhouding met hom eintlik nie. Dis nie net ons hom nie soek nie, ons is selfs vyandig teenoor hom. En hierdie is selfs die waarheid vir gelowiges wat vanaand hierso sit. Elkeen van ons kan getuig van daai vlees wat in ons is, wat net nie wil doodgaan nie, wat wil aanhou rebelleer teen God, wat nie die môre wil opstaan en enige verskoning sal kry om nie Bybelstudie te doen en hom toe te draai en bid nie. Daar sal altyd 'n beter verskoning wees. Want in ons diepste wese en natuur is ons vyandig teenoor God. Ons het 'n transformasie nodig. Slegs 'n wonderwerk kan iemand soos dit verander. Mense dink, hulle baie keer as ons gelowig is, dan dink ons, ek het nog nooit gesien hoe Jesus iemand se oë fisies voor my oopgemaak het nie. Ek het nog nooit gesien hoe 'n verlamde persoon geloop het nie. Ek het nog nooit sulke wonderwerke gesien nie. Ek hoor al hierdie mense getuig van hierdie wonders. Ek het nog nooit gesien hoe die Here iemand uit 'n groot finansiële skuld uithaal of die grootste wonderwerk wat die Here in elkeen van ons lewens kan doen, is om ons geestelik lewend te maak. Dis die grootste wonderwerk. Om iemand wat nie God gesoek het nie, op 'n koers was, wat lei, nie net na dood toe in hierdie lewe nie, maar ewige dood, vir ewig, in die hel, te draai terug na hom toe. Dis net God, dis net 'n but God oomblik, soos Efesiërs 2 praat, wat sulke hart kan verander. En wat amazing is om te sien, is dat Jesus in hierdie mate al die verheerliking, al die eer kry. Want ek dink, ek het al gedink baie keer, hoekom kan hy nie net vanaand kom, nee, en alles tot 'n stop sit? Hoekom het hy nie Adam en Eva gestop voordat hulle van die vrug geëet het nie? Hoekom nie? Deurdat Jesus toegelaat het, dat sonde in die wêreld ingekom het, dood ingesluip het, en dat elkeen van ons selfs ons hele lewens deur wandel en sukkel met sonde, en sukkel om by hom uit te kom, ontvang hy die meeste eer en verheerliking. Soos wat hy sê, die punt was van die opstanding van Lazarus en dit wat hy wou leer. Deurdat ons aanhou hierdie stryd veg en ons self moet gooi op hom en moet draai na hom toe in gebed en hom moet smeek om ons te help. Dis waar hy die meeste eer ontvang. Deur wat God sonde op homself neem en doodgaan vir ons in ons plek op die kruis en verheerlik word in die opstanding. Dit is hoe Jesus die meeste eer ontvang. Dis hoekom hy dit toelaat. En of ons nou glo in hom of nie, hy sal die eer ontvang. Of jou sondelas word uitgestort op hom, of jou sondelas word uitgestort die hele ewigheid deur op jouself. En in beide gevalle ontvang Jesus al die eer. En dis hoekom, soos wat Johan vanaand gepraat het in die nagmaal met ongelowiges. En hy het gesê, dalk is hierdie vanaand 'n geleentheid wat jy jou hart kan gee vir Jesus. Jesus is vanaand hier en dis die roepe wat hy het vir elke persoon wat dalk sê, ek kom hier na toe, maar elke keer as die woord begin uitgaan en hulle begin liedjies hier voorsing, dis asof dit reguit verby my gaan. Ek geniet dit om te kuier in die gemeenskappe wat hier aangaan, maar ek ken nie hierdie Jesus wat julle almal so mal is oor nie. Hy roep jou nou vanaand. Hy sê, Rickert, kom uit.
Hy roep jou vanuit ewige dood na ewige lewe. In Efesiërs 5 sê Paulus hierdie woorde, soos wat hy die Efesiërs herinner, om meer te begin wandel en waardig te wandel van die roeping waarmee hulle geroep is. Hy sê, awake, O sleeper. Hy quote uit die Ou Testament uit. Awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you. Dit is so groot bemoediging vir elke persoon wat vanaand dalk hierso sit en nie doodseker is in hulle hart van harte of hulle regtig al so lewend geword het nie. Dalk besef jy, dalk is jy vanaand gelowig hierso. Jy's dalk klaar lewend, maar jy het hierdie geneigtheid om soos 'n zombie te wees, weer dood te wil gaan. Jy wil ons baie keer, ek het myself al baie keer gevind waar ek passief is op die agtervoet in my geloof. Ek verwag dat ek van self net hierdie vrugte van die ewige lewe en hierdie nuwe lewe en meer geduld en oorwinning oor sonde net moet kry sonder dat ek enigstens uitkom by Jesus. Of dalk het jy hierdie eindeloos, dit voel soos 'n eindelose stryd. Jy is soos Paulus wat sê in Romeine, ellendige mens, wie sal my verlos van hierdie liggaam van die dood? Dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. Dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Jesus roep jou nou vanaand om regtig te glo in sy opstandingskrag. As dit waar is wat Paulus sê, dat dieselfde krag wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, ons nou lewend maak ook, dan moet jy oorwinning kry oor daai sonde. Inderdaad, jy's eintlik al klaar vrygemaak. Ons bly net glo in die leuns van die vyand soos wat ons terugdraai. En ek weet nie, dalk sukkel jy met last, dalk sukkel jy met woede, dalk sukkel jy met familiebekleierye en jy verregverdig heeltyd jouself soos wat jy in 'n argument kom met jou man of jou vrou of jou kinders. Ek het gesien ons 'n paar kinders vanaand ook hier. Jesus roep jou vanaand om lewend te wees, na hom toe te kom en ewige lewe te ontvang. En nie net 'n opstanding eendag te ervaar nie, maar opstanding nou. En dis die vraag. Die vraag is so kort. Jesus vra ons net, glo ons dit? Glo jy dit? Want as ons regtig doen, dan sal ons presies dieselfde woorde en presies dieselfde hart hê as Martha, soos wat sy praat met Jesus en Jesus hierdie waarheid voordat hy Lazarus uit die dood uit opgewek het, aan haar bekend maak. Sy sê, vers 27, Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is coming into the world. Dit is wat dit is om 'n gelowige te wees en Jesus te ken, vir ewig te lewe. Ek wil gou vir ons afsluit met gebed. Hemelse Vader, ek dank U dat U seun gestuur het, omdat U die wêreld so lief gehad het, dat U seun gestuur het, sodat ons nie vir ewig hoef dood te gaan nie, maar die ewige lewe kan ervaar. Dat ons U mag ken. En Here, ek wil vra dat U die harte en die mense wat vanaand hierso sit, wat dalk wonder of hulle werklik gelowig is, sy harte sal open, sal U gee dat hulle nie vanaand hulle harte sal verhard nie, maar dit na U toe sal draai en dit vir U sal gee. Vader, ek wil vra dat U gelowig is wat hierso sit, en ek self, Here, ek wil vra dat U ons genadig sal wees, en ons sal kom seën met wat dit beteken om U te ken, en vir ewig te lewe. Here, ons sukkel so met sonde, en dit kry altyd so hou vas op ons, maar Vader, U roep ons vanaand nou, om op te staan uit die dood uit, om op te staan, weg van daai sonde af, Here, en ek prys U dat vir elke val in sonde is daar meer as genoeg genade om ons te vergewe, maar daar's ook meer as genoeg krag, Here, om ons te help om dit te oorwin. Sal U ons genadig wees, Here, en ons kom vrymaak, ons oë kom open in ons harte, Here, sodat ons werklik sal weet wat dit beteken om God te ken en vir ewig te lewe. Dankie, Here, vir U opstandingskrag. Dankie vir U opstanding en dankie vir die sekerheid wat ons kan hê dat U red gelowig is. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf
op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.